So terwyl ons gaan kyk na die opstanding van ons Here Jesus Christus, soos ek gesê het, gaan julle nuwe insig kry. En mag hierdie vir julle, hierdie reistog wat ek julle op gaan vat vanmôre, julle bietjie sal laat stil staan en te laat sien wat Jesus Christus vir ons gedoen het op die kruis, en nie net op die kruis nie, maar met sy opstanding. En soos ek gesê het Vrydag met die diens, is dat as ons ou konferensies, en dan kan mens nie uitgepraat raak oor die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus nie. Jy kan jare, jou hele lewe lang konferensies, elke dag van die lewe, en nooit genoeg praat oor die diepte en die breedte en die wyte van God se liefde wat geopenbaar is in Jesus Christus, deur dat hy vir ons op die kruis gesterf het, en dat Jesus die dood oorwin het, deur om uit die dood uit op te staan. So, wat ek Vrydag gedoen het, was net om 'n druppeltjie uit die oseaan uit te lig, en met jou iets te deel. En wat ek vanmôre met jou gaan deel, is net om 'n druppeltjie met jou te deel. Daar is soveel meer wat ek met jou kan oorgesels. Maar ek wil hê julle moet regtig aandagtig luister en julle self oopmaak aan dit wat julle vanmôre gaan sien en hoor. Nou, as ons lees oor die opstanding van ons Here Jesus Christus en die kruisiging, maar hierdie spesifiek het dit te doen met die opstanding van die Here Jesus Christus, lees ons in Johannes 20 vers 1, lees ons daarbo, daai ding is nou in die pad daarbo, daai alarmknopie, maar julle kan min of meer sien. Okay. En op die eerste dag van die week, dit sal die Sondag wees, né? Want dit is volgens die Here, alle maandag is vandag. Wat vir ons môre maandag is vir hulle vandag. Okay? Die eerste dag op die week is 'n Sondag. Natuurlik. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, sê die Bybel, en ek wil net let op daai terminologie, terwyl dit nog donker was, by die graf, en sien die steen van die graf dat dit weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus, en by die ander disipel vir Jesus liefgehad het. Dit praat van Johannes, né? Wie die skrywer is van die boek van Johannes. En ook 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Openbaring, en die brief Johannes natuurlik. En sy hardloop en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir Jesus liefgehad het, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf. Nou, net vir interessantheid, Johannes het in vers 4 ingesit, dis asof Johannes punchline teen Petrus hier inbring. Hoe weet jy as 'n ou wat 'n drawer is, 'n hardloper is, hoe weet jy dat hy een is? Hy sê vir jou, nee, presies, hy sê dit vir jou, want hulle praat altyd, ek is mos 'n drawer. O, ek het nie geweet nie, ja, ek draf mos. En hy weet, maar nou kyk nou wat gebeur hier in vers 4. En die twee het saam gehardloop, en die ander een het vooruit gehardloop. Vinniger as Petrus, okay Johannes. En eerste by die graf gekom. Ek dink toe Petrus Johannes lees, toe sê hy, Johannes kom hier. Wat het jy 'n punchline teen my gesê dat jy my vinniger, was dit as sprus, nee? Maar nie te min. En terwyl hy neerbuk, en ek wil hê julle moet nou hierna oplet. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê. Sê bietjie doeke. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan, en gaan in die graf, en sien die doeke lê. Sien dit is in die meervoud. Sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, nou hoekom beskryf die woord die doek, doeke, en die doek wat op sy hoof was, in die Grieks is hierdie ander woorde, wat gebruik word, wat ek nou met julle gaan oorpraat. Dis verskillende woorde vir linne doeke wat gebruik was. Daar is spesifiek 2. En die derde ene was net
'n tipe van 'n strap, nie 'n strap nie, maar net 'n manier om die doeke saam te bind, kan ek dit maar eerder sê. Laat dit net nie los hang nie en afval nie. Maar jy het die sudarium gehad wat die kleed van die gesigskleed was, wat apart was, en dan die lyfdoek gewees. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Die sudarium het hy gesien op een plek wat apart lê van die res van die kleeddoek. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en nou sê vers 8, hy het gesien en geglo. Jy sien, ons lees so vinnig oor hierdie versgedeelte, maar ons besef nie wat lees ons nie. Hy het gesien en geglo. Wat het hy gesien? Het hy Jesus daar gesien? Nee, weet, wat het hy gesien? Die doeke wat lê, en hy het geglo. So hoekom gebruik die woord die doeke? En hy het die doeke gesien wat daar lê, die kleed, die linne kleed, en hy het ingegaan en hy het die klere, die doeke gesien. Die Bybel gebruik met die woord doek, dis 'n ander Griekse woord, nie 'n doek. As jy dink aan 'n doek vandag, dink jy aan met alle respek, 'n baba doek. Hierdie is 'n groot linnekleed, 'n begrafnis linnekleed. En toe hy dit natuurlik sien, het hy geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dode moes opstaan nie. Maar dit is asof op baie oomblik vir hulle 'n openbaring gekom het. Paulus kom en hy skryf die boek van 1 Korintiërs in die area van die omgewing van 50 na Christus. Met ander woorde, om en by 20 jaar nadat Jesus Christus opgevaar het in die hemel. Hy skryf die brief van 1 Korintiërs. En hy skryf hierdie brief, en hy begin so in vers 3, hy begin eintlik vanaf, jy kan voor dit gaan lees, maar om die konteks net te verstaan, lees daar in vers 3 wat hy sê. Hy sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas, dis Petrus natuurlik, verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijkertijd. So daar het there was more than 500 witnesses, meer as 500 ooggetuies wat Jesus gesien het, dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, want Jesus het lewend aan hulle verskyn. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, natuurlik, wie is Jakobus? Dis die broer van ons Here Jesus, die halwe broer, want julle verstaan, van die Here van ons Here Jesus Christus. Daarna aan al die apostels en laaste van almal het hy aan my verskyn, ook as die ontydige geborene. Nou, wat ek wil hê Medina, jy hoef nie nou daarop te let, ek gaan net vir jou vinnig net jou gedagtes na 'n paar dinge toe trek. Dink bietjie daaraan, Jesus Christus het opgestaan uit die dood uit, en aan meer as 500 mense verskyn. Nou, hoekom Paulus dit gesê het, is omdat die mense sou natuurlik geweet het, want hierdie is om en by 20 jaar na die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. En nadat hierdie gebeur het, so hulle sou kon na baie van hierdie ouens toe gegaan het en gesê, vertel my meer, so daar was ook getuies van ons Here Jesus Christus. Hoekom wil ek dit inbring? Hoekom wil ek graag dit sê? Want as jy gaan kyk na waar ons geskiedenis vandaan kom, dit kom van mense af, hierdie is nou boring, ek verstaan, maar van ouens soos Plato en Homer en Herodotus ensovoorts, kom geskiedenisboeke, hoe ons baie geskiedkundige dinge vandag verstaan. Maar as jy gaan kyk na 'n ou soos Plato, daar's net 210 manuskripte van sy werk, die ou soos Herodotus, daar's net 49 papierfragmente, papyrusfragmente, wat oor is van dit, van Julius Caesar, wie die eerste
natuurlik keiser was en diktator van Rome, is daar 251 manuskripte. Van die hele Romeinse geskiedenis, waaruit al hierdie flieks uitkom wat jy ken, is daar net 100 manuskripte. Die hele Romeinse geskiedenis is omtrent net in 100 manuskripte. Alexander die Grote, as jy miskien jou geskiedenis ken en hou van geskiedenis, Alexander the Great, jy weet daai groot en feesvol king, daai ou wat net beweeg het, wat op die ouderdom van 32 dood is, omdat homself doodgedrink het in Babylon, nadat hy van Griekeland af gekom het. Ons het geen manuskripte van hom nie. Ons het 400 jaar later, het ons eers natuurlik mense wat van hom praat. Hoekom sê ek dit alles? Raai hoeveel manuskripte het ons net van die Nuwe Testament? 5800. Behalwe vir dit, as jy dit moet wegvat, en net die eerste kerk, die vroeë kerkvaders, met ander woorde, die disippels van ons Here Jesus Christus se disippels, en hulle disippels daarna, as jy net hulle aanhalings moet aanhaal, wat hulle uit die Nuwe Testament aanhaal, en net verwysings ensovoorts, hoeveel dink jy aanhalings het hulle uit die Nuwe Testament uit? As jy daai 5800 manuskripte wegvat, en jy sê vir die vroeë kerkvaders, kom ons kyk net na hulle werke, ons vat al die Nuwe Testament manuskripte weg, ons kyk net na die vroeë kerkvaders, dat hulle die Nuwe Testament in hulle briewe aangehaal het, na toe verwys het, ensovoorts. Hoeveel aanhalings is daar van hulle af? 36.000 aanhalings. Dat ons die Nuwe Testament menigte male oor en oor kan uitkonstrukt, as jy verstaan wat ek sê. Wat probeer ek sê? Daar is meer getuienis, manuskripte, argeologiese opgrawings om die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus Christus en hemelvaart van ons Here Jesus Christus en die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Daar soveel om wat ons het. Maar mense, maak jy saak how many evidence you give them, it will not persuade them. Maak jy saak, weet jy dat oor Mohammed? Julle weet die tweede grootste geloof in hierdie wêreld is Islam. Hoeveel manuskripte van die Koran het ons? Nou, net ene wat van mense gaan afkom, wat dit neerskryf. Uthman was die ou wat die Koran neergeskryf het. Uthman, met 144 suras of hoofstukke. En dit het alles hy 200 jaar na Mohammed eers geskryf. 200 jaar na Mohammed. So hy het iets van iemand gehoor, so het hulle van mekaar gehoor, en hy het neergeskryf. En die res van die skrifte wat daai tyd oor, ek wil nie nou na geskiedenis gaan nie, maar het hy verbrand, en kom net daai een Koran, en ouens volg dit. En ons het soveel bewyse van ons Here Jesus Christus. Maar ek wil hê jy moet weer oplet na daai woorde, toe die disippels die doeke sien. Nou, Johannes praat van die doeke. Ek wil graag vandag jou 'n bietjie vat in Bybelse argeologie in. Is julle reg hiervoor? Yes. En ek gaan hierdie is nie 'n lang uitgerekte lesing nie. Ek wil net iets met jou oorgesels. Ek is mal oor Bybelse geskiedenis en Bybelse argeologie. Nou as ons gaan kyk na Bybelse argeologie, weet jy dat die beste neefie vir ons Christelike wêreld is argeologie. Want maak nie saak hoe meer hulle grou, hoe meer kry hulle wat ons Bybel bevestig. Amen. Hoe meer hulle grou, hoe meer kry hulle wat net ons Bybel bevestig. Weet jy dat dit is taboe, dit is nie toegelaat nie, jy sal doodgemaak word as jy wil argeologiese opgrawings grou in Mekka. Die argeologie vir die Mohammedane, vir Islam, bestaan nie. My vraag is, wat het jy om te weg te steek? Okay? Dit bestaan nie vir hulle nie. Daar is nie so iets vir hulle nie. Dit is vir hulle shirk. Met ander woorde, hulle sal jou doodmaak. Dit is haram, hulle sal jou doodmaak. Wat sê ons Christendom? Hou ons Bybel oor die vuur, want dan kyk jy dat die Bybel staan die toets van tyd, regdeur. Die skrifte staan die toets van tyd. Amen. Ek wil julle vat na 'n sekere kleeddoek toe.
Nou hierdie is vir baie van julle nuut en dit, maar ek wil graag julle aandag vanmôre fokus op hierdie spesifieke kleeddoek. En nadat ek hierdie lesing gegee het, dan wil ek hê dat ons moet kyk wat die woord weer sê. Nou hierdie kleeddoek is 'n kleeddoek, ons noem dit die Shroud of Turin. Die Shroud of Turin. Dis 'n 4 by 4 meter lank burial cloth, 'n doek, hoor jy daai woord, doek, maar bring nie reg aan die woord nie. 'n burial cloth, 4.4 meter, 1.1 meter breed, 4.4 meter lank, wat iemand in begrawe was, en hoe dit werk is dat, en hierdie is 100 volgens die Joodse tradisies van hoe dat iemand moes begrawe word, dat hierdie is 'n kleeddoek waarin iemand neergelê is, en as die kleeddoek, as iemand in hom neergelê was die ander gedeelte van die kleeddoek bo-oor daardie persoon oor, maar daar's ek meen, hoeveel mense is dood, en al die Jode is so begrawe, met 'n kleeddoek om hulle, en dan is hulle in daai kleeddoek toegedraai. Nou, hierdie is it's consistent with how first century Jewish burial traditions were. Nou hierdie is 'n negatiewe, it's a negative image, maar ons sien dit net so, en ek gaan nou met julle daaroor gesels. Nou hierdie eerste gedeelte, as jy net op Google dit intik, wat is die mees argeologiese nagevorsde ding wat daar op aarde is? What is the most archaeological studied piece of archaeological artifact? Dan gaan jy sien, hy gaan vir jou sê, hierdie volgende antwoord. Based on the intensity, the duration, and the volume of scientific analysis, the shroud is often cited as the most studied artifact in human history. So van al die argeologiese opgrawings wat daar is die Shroud of Turin die ene wat die mees gestudeer word. Daar is 102 akademiese dissipline studies in natuurlik wat agter hierdie kleeddoek is, hierdie linnedoek. En jy kan gaan kyk, dit is gestudeer, ek het maar net hier ingesit vir mense wat graag daarna meer wil gaan uitvind, in Los Alamos Lab, en die van julle wat nou ook weet, waar is Los Alamos in Amerika, dis die beste, it's the best scientist wat hierdie doek studeer het, die Jet Propulsion Lab, en natuurlik in 1976 is daar 2 Air Force Academies fisikus ingenieur wat ook met 'n VP analyzer hierdie doek gebestudeer het, en ek wens ek het nou eintlik die foto ingesit. Hulle het met 'n VP analyzer die doek bestudeer. En wat is dit? Dit is soos 'n groot kamera wat hulle oor die doek gesit het, en vir 14 minute moes daai kamera oor daai doek gebly het, en hulle het toe hierdie doek afgeneem. Wat is hierdie VPA analyzer? En hoekom het die Air Force hierdie doek bestudeer? Wel, soos julle weet, jare terug het daar natuurlik baie atoombomme was daarmee getoets gewees. En daar was 'n spesiale kamera gemaak wat kyk na 3D. Wat doen 'n atoombom as hy op die aarde val? Wat doen hy nadat hy geval het met die aarde se oppervlakte? Dan bepaal die 3D image daarvan, die diepte en die lig en al daai dinge. En hierdie VPA analyzer is oor die Shroud of Turin geplaas en word afgeneem, en wat kry hulle? Dat dit is hierdie kleeddoek, dis bloed, dis bewys, dis nie ink, pigment of verf wat op daai doek is nie, maar bloed wat op daai doek is. En daai bloed op daai doek het dieptes. En jy moet eintlik die foto sien hoe dit lyk. Jy kan duidelik sien waar die doek en hulle kan dit nie verduidelik nie, waar die doek oor hierdie persoon se arm gelê het, en oor die persoon se gesig, en dit het 'n uitdrukking. Jy kan dit nie namaak nie. So, wat mense gaan sê is,
Maar dit is, jy sal sien dat die eerste scientists het gesê, dat wat hierdie ding bestudeer het, hierdie Shroud of Turin bestudeer het gesê, dat hierdie is 'n medieval forgery. Nou, jy gaan by jouself studeer, hoekom dit nie hou nie. Hulle het 'n gedeelte van die Shroud of Turin afgesny, met wat later net reggemaak was, en hulle het toe bepaal volgens carbon dating, dat hierdie is 'n medieval forgery. Natuurlik, dit is uitgegooi, want hulle het 'n verkeerde gedeelte van die kleeddoek bestudeer, iets wat reggemaak was, toe die kleeddoek deur die jare gestudeer het, met ander materiaal, het hulle vasgestel, hy is in die 1200s gemaak. As gevolg van daai klein stukkie wat met nuwe, verstaan julle, met nuwe garing vasgemaak is, het hulle daai gedeelte gebruik. Maar hulle het nie die oorspronklike doek bestudeer nie. Maar hoe verduidelik jy al daai dinge? Daar is meer as 500.000 navorsingsure agter hierdie kleeddoek in. Die figuur op die kleed is nie mensgemaak, soos ek reeds gesê het, verf of ink of pigment nie. Om die man op die kleed te maak, moet jy 34.000 biljoen watt energie hê, wat terselfdertyd in 1/40ste biljoen van 'n sekonde wat agtergelaat is, laat ek dit so verduidelik. In 1/40ste biljoen van 'n sekonde was daai kleed gemaak gewees met 34.000 biljoen watt energie. Dit was so gewees, dit is nie as 'n oogwink nie, is vinniger as 'n oogwink. Hoekom? Want anders sou die kleed verbrand het. Die wat dit bestudeer het gesê, as hierdie kleed wat nagemaak word, wie ook al, ons weet nie hoe is dit gemaak nie, maar hierdie is 'n negatiewe indruk, so met ander woorde, dit is amper soos 'n kern, dis soos iets soos like 'n nuclear energy, dis 'n massiewe straal energie, wat 'n negatiewe image agtergelos het. Maar dit kan nie mens gemaak word nie, want moet dit al maniere hoe dit gemaak kan word, as dit 'n 1/40ste biljoen deel van 'n sekonde gemaak is met 34.000 biljoen watt energie. Dis soos 'n flash. Mense, dis vinniger as daai image gemaak. Maak dit vir jou sin? En raai wat is gevind op hierdie? Dis bloed. En wat se bloed is dit? AB bloed. Die bloedtipe is AB bloed. Hoekom is dit belangrik? As jy 'n priesterlike lyn bloed wil hê, moet dit AB bloed wees. En dis maar net so toevallig dat daai bloed is en dit is AB bloed. Die man in die doek is ongeveer 1,9 meter lank, wat erge trauma deur is voor sy dood. Nou kom ons praat net vir 'n oomblik oor die kroon. Dit is die idee wat ons het oor hoe die kroon lyk, gewoonlik, as gevolg van tekeninge wat ons het. Maar as gevolg van die linne doek en die image, die foto, of wat ook al is dit nou, wat is dit in Afrikaans image? Die prent wat agtergelaat word, kan ons sien, en ook volgens nie net die kleeddoek nie, maar ook volgens die tradisie wat die Romeine gedoen het is, dat as hulle iemand 'n kroon van 'n crown of thorns mee aangetrek het hulle, was dit hoe die crown of thorns sou gelyk het. Die kroon wat ons Here Jesus sou gedra het nie so gelyk nie, maar so. Daai dorings, ek weet nie of jy kan sien hoe groot is daai dorings nie. Ons het die idee, dis hoe dit gelyk het. Dis werklik hoe dit gelyk het. Hoekom het hulle dit gedoen? Onthou julle die absolute vernedering wat hulle Jesus wat hulle Jesus mee gesmaad het. Nou, ek gaan nou net terugkom by dit. Natuurlik het ons in die Israeli Museum, en ek het hierdie persoonlik self gesien met my eie oë, dat hoe van iemand wat gekruisig is, want daar was baie mense gekruisig, die Romeine het mense gekruisig. Hierdie is 'n heel bone
van 'n persoon wie gekruisig is, wat hierdie gedeelte van die heelbone is daar. En natuurlik, as hulle daai spyker hier ingeslaan het, so jy het so teen die kruis, hulle het verskillende maniere gehad, maar hulle het so, die persoon op die kruis, hulle het verskillende maniere gehad, so een op deur daai enkel gehad het, een deur daai enkel gehad, twee deur die hand, en dan moes hy homself opdruk. Die ander ene was ook so gewees, maar ons weet dat die spykers in die hand, want die Griekse woord vir hand sluit die palm en die gewrig in. So sou dit daar gewees, as jy dit daar ingeslaan het, sou hy net uitgeskeer het. As jy hom daar inslaan, die Romeine het geweet hoe om pyn. Hulle was experts in dit. Onthou, die diensplig van 'n Romeinse soldaat was 25 jaar. So hy het presies, vir hulle was die dood en suffering net nog 'n dag op die kantoor gewees. En hulle wou graag sport gehad het, so hulle sou, hoe meer hulle erger die kruisiging en mense kon geslaan het, want hulle is moeg na 25 jaar om elke ou dieselfde manier te sien. So, maak sport daarvan. En hulle het dit gedoen. En hulle het mense so natuurlik gekruisig. En dit hoe die spykers so gelyk het. Want die spykers was baie meer kosbaar vir die Romeine as die persoon op die kruis. Want die spyker wil jy oor en oor en oor gebruik. Jy wil hom aanhoudend gebruik. Ek wil met julle die volgende deel. As ons na die kleeddoek kyk van daai man, kan ons nie anderste as om die gevolgtrekking te maak van my kant af, om te sê, dat as gevolg van die man in die kleed, en die ontsaglike energie wat agtergelos was in die bloed, en hierdie is 'n ander ding, en ek het nie daarop gesit nie, ongelukkig nie, was dat, besef julle dat op daai doek toe hy gestudeer was, het hulle 50 spore pollen gekry. Pollen is styfmeel van blomme. En 38 van daardie styfmeel pollen, van daai styfmeel, waar kry mens dit? Is net in Jerusalem, wat net bloei, dat blossom, slegs deur in lengtetyd, wat tydens die Pasga was. En die ander 20 is gekry soos die doek getrek het. Want die doek het gereis op sekere plekke gebly. Dit was op 'n tyd in Konstantinopel, het hom bewaring gehou, toe was hy daar in bewaring gehou. Op die ou einde is hy in die noorde van Italië in bewaring gehou. Toe ek die heel eerste keer dit gesien het, en hierdie kleeddoek het ek gesê, dit is 'n katholieke ding wat ek niks mee wil te doen nie, want dit is 'n reliek en dit is hulle aanbiddingsgoeders en alles. Maar ek was skepties en ek het na hierdie gekyk, ek sien ek hoe sit die scientists en hy op televisie as hulle oor hom praat, en ek weet nie, ek kan nie. En toe gaan ek regtig en ek begin hierdie doek te bestudeer. En ek gaan kyk na die doek en ek kyk en ek luister en ek luister van albei kante af, die kritiek as ook die natuurlik. Wel, daar's nie veel kritiek wat die ouens kan sê nie. Daar's die eerste ouens wat op hom gewerk het in 1976, toe hulle daar aankom, die scientists toe sê hulle, ons gaan binne 15 minute, ons het 33 ure om hierdie doek te bestudeer, hulle laat ons toe om hierdie doek te bestudeer, en ons gaan 15 minute, dan gaan ons weet dat hier is 'n forgery, met die een of ander tyd 'n forgery, en hulle het gelag, hulle het nog in die hotel gesit, die scientists, en gedrink, en toe hulle tyd kom om die doek te bestudeer, toe haal hulle vir die eerste keer in 'n lang tyd die linnedoek uit, en hulle plaas dit, en toe is daai scientists wat die doek bestudeer. I mean, van alle, hierdie is die hoogste kwalifikasie van scientists, wat is dit in Afrikaans? Wat? Wetenskaplikes, van wetenskaplikes wat dit bestudeer. En hulle kom toe agter, toe is die gelag verby, na 'n paar minute toe is die gelag verby. Toe slaap hulle, toe in die vertrek. Later het hulle, daar's foto's as jy kan gaan kyk. Toe hulle slaap op die vertrek, want hulle net 33 ure.
om die doek te bestudeer. Toe sê die curator, wat ook ons Afrikaans is, ons gaan hom bære. Ons gaan nie hom blootstel aan die lig nie, want die lig maak dat dit is nie goed vir die kleeddoek nie. En natuurlik, al het gesê, wat is hierdie? Hierdie is iets bonatuurlik wat plaasgevind het. Geliefdes, en ek persoonlik glo dat die kleeddoek is die kleeddoek van ons Here Jesus Christus, gebaseer op die wetenskaplike bewyse van dat dit die doek is. En Johannes het die doeke gesien lê en hy het geglo. En as jy gaan kyk na die lyde van die man in die kleed, hoe daai man in die kleed gelei het, wie ek glo ons Here Jesus is. Ek het vir jare lank ook gepreek en gesê, onthou Jesus was net 39 houe gegee gewees. En ek seker van julle het ook gehoor. Maar tot mens mooi stil staan en kyk wat sê die skrif. Die skrif sê dat as die Jode 'n man sou veroordeel en of hom oordeel en slaan om sy 39 houe ontvang het. Dis die Jode wat Jesus ook geoordeel het, maar wie het Jesus geslaan? Die Romeine. En hoeveel hou het die Romeine gehad? Hulle het nie 'n klousule gehad wat sê, gee die man. Want onthou, daar was hoeveel mense geslaan gewees deur die Romeine. Jesus is geslaan, vermink, wil ek amper sê, deur die flagrum, deur daai sweep. En die manier hoe Jesus gekruisig was vir my en vir jou, is net fenomenaal. Dit is net bo beskrywing. Dit is net, en die Romeine het nie teruggehou as hulle geslaan het nie. As ons die wonde gaan bestudeer op die man in die kleed, sien ons daar's oor die 300, kom ons sê 400 wonde wat op daai persoon se lyf is. Want onthou, daai sweep het ook rieme gehad. So met ander woorde, aan die einde van die rieme was daar bene en glas en loodstukke gewees. So dit was een hotel vir 7, as jy verstaan wat ek probeer sê, vir 7 van dis 'n 7 sweep wat hy gemaak. En hulle het natuurlik Jesus skaal uitgetrek. En hierdie is die ding wat ek wil hê moet besef. Hulle het Jesus skaal uitgetrek. Jesus was kaal gekruisig. Jesus het kaal voor daai leermag gelê, toe hulle Jesus gegeesel het, toe hulle Jesus geslaan het hulle Jesus kaal uitgetrek, en die koning van die eeue, ons Here Jesus Christus, het hulle geslaan. En om te dink, hulle het die hele leermaggroep, wat bestaan het uit 600 manskappe van die Romeine, en hulle het ingegaan na die binnepaleis, en hulle het daar met Jesus gespot, en hulle het Jesus geslaan en verneder. Hulle het Jesus met daai, om te dink, het 600 manne wat sit, en hier's ouens wat slaan tot hulle moeg is. Ek het al die jare gedink 39 houe, tot jy besef wie die slaanwerk gedoen. Dit was die Romeine. En hulle, jy kan jou studies gaan doen volgens historical studies, volgens geskiedenis, sal jy gaan bestudeer. Hulle het mense geslaan totdat hulle doodgaan daar. Dit was 'n wonderwerk dat Jesus volgens die bloed wat gevind is, die post-mortem bloed, die nadoodse bloed, is dit 'n wonderwerk dat die persoon in die kleed dit gemaak het tot by die kruis. Want op die kleed is gevind die bloed wat uit die sy, wat ooreenstem, wat gevloei het. En op Jesus, toe hulle Jesus met die spies in die sy gesteek het, tussen die 5de en die 6de rib, volgens, hoe weet ons dit? Volgens daai kleeddoek. Wat na die hart toe, wat die hart so stikkend gesteek het. En dat water en bloed uit Jesus se sy uitgekom, wat ook op die bloed, op daai doek is. Behalwe vir dit, die seer, die absolute vernedering, dit wat Jesus was, vergewe my, maar Jesus was 'n stuk vleis gewees. Rou, oopgekloof, na hierdie geeseling. Die psalmskrywer sê, hulle het my rug geploeg. Ploegskare het my lig geploeg. Metgesel en vriend het van my al weghardloop.
Jesus was alleen. En terwyl Jesus daar lê voor daai 600 manskap Romeinse soldate wat Jesus smaat, wat Jesus op die einde, wat die doringkroon vleg, wat die kroon op Jesus se hoof plaas, kom hulle op die einde en hulle spoeg in Jesus se gesig. En Jesus aanvaar dit. Hoekom? Want Jesus het dit gedoen vir jou en vir my. Jesus kon enige tyd opstaan en gesê het, Vader, Jesus kon net so gemaak het en almal van hulle kon uitgebrand het. Almal kon Jesus dit nie gedoen het nie. Toe hulle Jesus in die tuin van Getsemane kom vang het, toe sê hulle, waar is die Christus, volgens Johannes? Toe sê hulle, waar is die Christus? Wat doen Jesus? Hy sê, ek is. Wat het gebeur toe Jesus dit sê? Almal van hulle wat daar staan, val. Onthou julle dit? Val hulle. Kom hulle daar op hulle. Jesus kon enige tyd net so gemaak het. En almal van hulle was dood. En ek en jy sou nie nou vandag hier gewees het nie. Daar sou nie 'n weselike then there was never a Western civilization. Ek en jy sou nog nie mekaar geveg het op die een of ander waar ook al. Jesus Christus is die lyde wat Jesus daardeur gegaan het, die kroon, ons sien dat dit deur Jesus se, ons kan sien dat dit op volgens daai kleeddoek, dat dit hier deurgedruk, die kroon wat gevleg is. Hoe moes Jesus gelyk het, toe Jesus teruggekom het, en voor Pilatus staan, en die skare sien hom, en Jesaja skryf, hy het geen gestalte gehad, dat ons hom sou aansien nie. We had no desire to look upon him. Geen mens was hy, Jesaja sê, geen mens was hy meer gewees nie. Hoekom? As gevolg van, dat Jesus stikkend geslaan was. Maar steeds, neem Jesus sy kruis op, en Jesus loop op trane, na Golgotha toe. En terwyl Jesus oploop Golgotha toe, sien ons volgens die kleeddoek, dat die persoon wie geval het, en ek glo dis Jesus, maar jy hoef dit te glo nie, maar ek glo dis Jesus, maar sien ons dat hy geval het, dat daar is tot leemgrond, limestone, wat ons gekry, wat hulle die scientists, die wetenskappers gekry het, op die neus, wat net in Jerusalem gevind word. Het Jesus onder die gewig van die kruis geval, plat, met sy gesig, op die grond van Jerusalemse strate, het Jesus en die limestone ground het in die neus van Jesus en onder die vel ingeskuif. Jesus het onder die gewig gewankel van die kruis en geval. Ons weet ook volgens die evangelie. En dit stem ooreen met net so terloops met daai kleeddoek. En dit het Jesus alles vir jou gedoen. Hy het dit vir jou gedoen. Maar hier kom die ding. Toe Jesus uit die doodheid opstaan. Toe Jesus uit die doodheid opstaan. En hy het die sleutels van die dood en die doodryk weggeneem. En Jesus staan in die doodheid op. Het dood gedink, ons het hom. Amen. En hulle het gedink, ons het hom. En toe Jesus die sleutel van die dood en die doodryk wegneem. En Jesus staan op, kon die dood Jesus self nie eers stop nie. Want 34.000 biljoen watt energie in 1/40ste biljoen van 'n sekonde. Staan Jesus langs die kleed. En wat het met die grafsteen gebeur? Volgens hierdie magtige energie moes daai grafsteen seker in stukke gespat het. Volgens hierdie energie, of wel die engele het wegrol, maar ek bedoel, die energie, en Jesus staan op en Jesus stap by die graf uit. En dis my en jou Jesus. En Jesus kyk miskien so na die doeke lê, en Jesus sê, die dood kon my nie bind nie. En raai wat sê die woord van die Here vir jou, dat die dood kan jou, wat weergebore is, nie bind nie, want om van die liggaam afwesig te wees, is om by die Here aanwesig te wees. To be absent from the body is to be present with the Lord. As jy hier sterf, raai wat, jy kan al hier sterf, maar Jesus sê vir Maria en vir Martha, dat elkeen wat in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe.
Jy verruil maar net jou adres. My pa wat reeds weg is, julle pa wat reeds weg is, het net adres verander. Dis dit in 'n oomblik. Daar. Net adres verander. Ek en jy rou oor 'n liggaam wat agterbly. Reg so. Maar treur met hoop, sê Paulus. Weet dit, want alles by ons Here Jesus Christus. En daai liggaam, myn jou liggaam, omdat Jesus die eerstgeborene uit die opstanding uit wat opgestaan het uit die dood uit. Raai wat gaan gebeur met my en jou wanneer Jesus terugkom? Ek en jy gaan 'n verheerlikte liggaam kry, 'n nuwe liggaam kry, omdat Jesus Christus 'n verheerlikte liggaam gekry het. Amen. Ons gaan wees soos hy is. 1 Johannes 2. Amen. Is dit nie awesome nie? Het dit vanmôre vir jou ietsie beteken? Ek weet, mens kan so nog baie detail gaan en ek het soveel om te sê, maar ek wil net hê jy moet een ding besef, dat Jesus het hierdie alles vir jou en vir my gedoen. My vraag is weer eens, wat doen jy met Jesus? Want jy kan hom nie vermy nie, jy kan of hom ja of nee sê, maar jy gaan hom nie vermy nie, want jy sien hom by oordeelsdag. En dis my challenge aan elkeen, is wat doen jy met die Here Jesus Christus? Amen. Jesus het alles vir jou en vir my gedoen, dat ek en jy moet gered wees. Kom ons sluit ons oë.